you could only hear His voice, you would hear the Lord rejoice, rejoicing over you with singing. Goeiedag, liewe Kruiskyk-kykers en familie, ook vriende by die huis. Baie dankie en ook baie welkom dat jy ingeskakel is hier by Kruiskyk. Televisieprogramme is vir my altyd 'n riem onder die hart en daarom groet ek jou in daardie mooi, lieflike naam van ons koning, die Here Jesus Christus. Vandag wil ek op die gepaste manier begin en ek wil vra vir jou ook om jou oogies toe te maak net daar waar jy is. Vader in die hemel, Here, dankie vir nog 'n program, Here. Dankie vir kykers en luisteraars by die huis, Vader. Here, seën hulle in hierdie program, Here. Plaas die liefde in ons harte, Here. Vul ons ook op met die Heilige Gees, Vader. Here, U Gees, waar U Gees daar is, Vader, daar word vrees verdryf, Vader. Duisternis word verdryf, Vader. Here, dankie vir hierdie woord, Vader. Here, hierdie woord wat gestuur is, Here, sal nie ledig terugkeer nie, maar dit sal bereik, Here. Dit sal voorspoedig wees na die wat dit luister, Vader. Die wat dit aanneem en hulle harte bære, Vader, sal getransformeer word na U beeld. Ek vra dit nou in Jesus se naam. Amen. Kykers en vriende by die huis, a new commandment, 'n nuwe gebod, dit is die woordjie, die kleine 2 woordjies, a new commandment I give unto you. Dit is die woorde wat die Here op my hart gelê het om saam met jou te kan deel. Nou hierdie woord was bedien een Sondagoggend in 'n Methodiste kerk hier in ons Helderberg in St. Laurens Pas. Maar die woord was bedien baie eenvoudig en dit het my so geraak. Met daardie eenvoudige boodskap wat gelewer was, het ek die krag van die Heilige Gees ervaar. En dit is my gebed vandag, dat jy nie na my sal luister as 'n mens nie, en verwag dat ek jou sal beïndruk nie, met enige mooi woorde nie, en op 'n sekere manier hierdie boodskap verkondig nie, maar my gebed is dat jy na die stem van die Here sal luister in hierdie woord. Dit was bedien deur Dr. Alan Roberts, hy's 'n kliniese sielkundige, wat daardie oggend hierdie boodskap bedien het ook. Nou, ek het sekere dingetjies onthou van hom, maar ek het ook sekere dingetjies bygevoeg van my eie en dan ook uit die skrif en uit die woord van God. A new commandment. Ek begin deur vir jou te lees 'n Gesang 158. Liefde goddelik aloortreffend, hemelvreug aan die aard geskenk. Maak in ons U nederig woning, wil ons met U gunste drenk. Jesus is U pure ontferming. Ken U liefde perke? Nee. Kom na ons met U verlossing, wil elk bewind hart betree. Kom almagtige Verlosser, laat ons U genade smaak. Kom terug en moet tog nooit U tempels hier versaak. Dit is 'n gebed. Altyd wil ons U verheerlik, saam met U engele U dien. U aanbid, ja, sonder ophou, U in al U glorie sien. O, voltooi U nuwe skepping, laat ons rein en vlekloos wees. Toon ons dan U groot verlossing, gans herstel U te wees. Gans verander tot U ere, tot ons in U hemel kom, en ons krone voor U neerwerp, van aanbiddend liefde stom. Charles Wesley het dit geskryf in 1707, en hy geleef en 1788 het hy gesterf. Weet jy, dit is die gemeenskap in liefde wat ons het. Die goddelike liefde is oortreffend. As ek die woord van God bedien en baie kere dan rol aan net 'n traan, want ek word bewus
van die teenwoordigheid en die heiligheid van hierdie God wat ons dien, Jesus Christus in al sy glorie, het ook die heiligheid saam met hom gedra wat in God die Vader was. Hy het die heiligheid aan sy mense betoon wat ook in God was. Hy is die Seun van God, die Allerhoogste. Die Here is heilig en die priesters, ons lees in die Ou Testament, is nou af van die woord af. Hulle kon nie gestaan het nie, van die heiligheid en die glorie van die Here was daar gewees. 'n Nuwe bevel. Dit is 'n bevel van Jesus vir sy kinders. Dit is ons, wat aan ons gegee is. Nou kom ek en jy vandag kyk opnuut na die bevel. A new commandment I give unto you. Ek weet, St. Francis van Assisi, hy was 'n baie heilige man. Hy het geglo dat die diertjies ook na Jesus kan luister. En hy het eendag die voëls bedien en hy het vir hulle laat verstaan dat julle is die Here, julle is God se voeltjies. Hulle het almal stil om hom gesit en hulle het geaandagtig geluister, nie een het weggevlieg nie. Wat hy klaar die boodskap gebring het, het hulle weer gevlieg. En hy het geglo dat alles in die skepping behoort aan God. 'n Baie heilige mens, wat die dinge en die plesier van die wêreld verag het, terwyl hy ouers gehad het, wat in weelde geleef het, kon hy ook deel in daarin gehad het. Hy het ook hierdie lied, A New Commandment, is opgeteken aan hom. A New Commandment I give unto you. Ken jy nog daardie lied? A New Commandment, dit word gesing veral in die gereformeerde kerke, dit is ook in hierdie gesangboek voor my. A New Commandment I give unto you, to love one another as I have loved you. Nou as ons kyk in die boek van die New Commandment het ek vir jou gelees uit Johannes hoofstuk 13 vers 34, ek lees dit net eenmaal nog meer. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Vers 35 sê, luister hier, by this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Ons verstaan dat dit is 'n kenmerk van disippelskap. Nou kom ons kyk na Matteus, die boek van Matteus praat ook daarvan. Ek lees jou vanaf vers 34, Matteus hoofstuk 22, ek lees dit in Engels in die New King James Version. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him, saying, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Nou hierdie Fariseërs se kode van moraliteit moet ek en jy verstaan vandag, het bestaan uit reëls en regulasies. Hulle was baie wetties geweest, die Fariseërs en die Sadducees, the Pharisees in Engels. Hulle was wetties geweest. Nou Jesus het al hierdie morele verpligtinge opgesom in die woordjie liefde. Hy het dit opgesom in die woordjie liefde. Die liefde oortref werklik waar alles. Dit definieer die natuur van die verhouding wat ons God
ons as God se mense met hom het, dit definieer daardie natuur in die verhouding wat ons met God het en ook met ons medemens. Dit is die liefde. As ons kyk, Tommy Dell het eendag gesê op Radio Disa, hy sê, sy papa het altyd gesê die woorde, show me you love me. Don't say you love me, but show me you love me. Remember that words, then you think about it. Wat het Jesus gesê vir sy disippels? If you love one another, then everyone will know that you are my disciples. As ons verder kyk na hierdie liefde, dit is 'n gebod. Jy moet een ding onthou, dit is 'n commandment, is soos 'n bevelvoerder 'n opdrag uitgee vir sy soldate. Daardie opdrag kan nie versuim of vermy word nie, dit moet uitgevoer word, is 'n command. Hy het nie gesê, as julle dit doen nie. Hy het gesê, dit is 'n bevel, julle moet dit uitvoer. En wanneer jy hierdie bevel uitvoer, sal almal dan weet dat jy is my disipel. You say you love me. You say you love God. Today, jy sê dit dalk vir jouself. Jy is lief vir God. Maar tog struikel jy om ander mense lief te hê. Is dit nie so nie? Ja, ons is mens. Ons maak foute. Maar ek wil jy ons moet innerlik kyk na die liefde van Christus. Die liefde van God dat hy Jesus gestuur het vir ons. En daardie lewe moet ons uitlewe na buite toe. Nou om hierdie eerste gebod in vervulling te bring, moet ons kyk na die tweede gebod. Ons moet daarna kyk. Hoe het Jesus mense liefgehad? Kom ons kyk na hoe het Jesus mense liefgehad. Jesus was geduldig met mense gewees. Hy het selfs gebid vir sy disippels. Ons lees daarvan, ek gaan nie vir jou al die skrifte aanhaal nie, maar ons weet dit. Jesus was lief vir mense. Hy was so lief vir mense, dat hy gebid het vir hulle, vir sy disippels. Hy was geduldig met mense. Hoe lang het dit nie vir my en vir jou gevat om tot by Christus te kom, tot bekering te kom nie, en ons lewe te verander nie. Maar, soms kan ons nie geduld beoefen met ander mense nie. Ek ry hierna toe nou, en 'n taxi voor my, hy hou stil in die pad, maar hy is so gewoond, taxi's bestuurders, baie van hulle, ek sê nie almal nie, hulle is so gewoond in die manier wat hulle ry, dat hulle dink dit is normaal om stil te hou, sonder ligte, sonder emergency lights, net stil te hou in die middel van die pad. Ek gaan toe verby, en hy begin te skel. Ek dink onmiddellik aan wat ek gaan bedien vir jou vandag. En ek dink, jene, het hy my dat te nagekom? Was dit, het ek gereageer in liefde, toe ek gedruk het op my hoeder? En soms moet ons, onmiddellik het ek gedink aan die liefde vir Christus vir daardie man. Onmiddellik het dit my gedagtes oortref, dat jene, God het daardie man ook lief. Hoekom sal ek kwaad vir hom wees en ek ken hom baie goed? Hoekom sal ek uit woede uit reageer, as ek Christus se liefde verstaan? Jy moet een ding onthou, dat die liefde wat God vir ons gegee het, dit is nie vir onsself nie, maar dit is om te lewe vir ons buitemens. Nou as Jesus die mense so lief gehad het,
dat hy selfs sy hulle oortredinge ook kon vergewe het. Hoekom kan ek en jy dit nie doen nie en toepas nie? Kom ons kyk, hoe maak die Here dit moontlik vir my en vir jou om ander mense lief te hê? Ons kyk na Romeine 5 vers 5. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Kan jy sien dat God het dit moontlik vir my en vir jou gemaak vandag om ander mense ook lief te hê? Omdat hy sy liefde in jou hart geplaas het, het jy die kennis van God. Jy het die kennis van God. Deur die Heilige Gees is dit moontlik vir jou, soos Jesus geduld gehad het met ander mense. Is dit moontlik vir jou om geduld te hê met jou familie, met jou vriende? Soms wil ons die proses so haas, ons wil hê mense moet vandag die woord van God hoor, môre moet hulle bekeer wees. Ongelukkig werk dit nie so nie. Jesus het ons vissers van mense gemaak. Hoe vang jy vis? Ek vang ook nou en dan vis. Jy sit 'n stukkie aas, rooi aas aan, of wit mossel, of 'n wurmpie. Jy gooi dit in die see. Jy wag tot daardie visie byt. Soms kry jy nie 'n vis nie. En soms kom maar 'n groote in, soos 'n Jona. Maar onthou, dit is die geduld wat Jesus gehad het met mense, dat hy self vir sy disippels dit gesê het, julle sal van nou af vissers wees van mense. Jy sien hierdie liefde wat uitgestort is in ons harte volgens Romeine 5 vers 5. Stel ons in staat om mense te vergewe soos Christus jou vergewe het. Ons bid die Onse Vader, maar ons verstaan nie altyd nie. Ons sê, forgive us our trespasses as we forgive those and them who trespass against us. Maar ons verstaan nie dit altyd nie. Jesus se gedrag aan sy mense was, he was gentle, he was meek. As ons kyk hier, wat sê John Wesley vir ons? Hy sê dit aan ons, we should always remember that love was the greatest gift of God. John Wesley het dit opgeteken. Love was the greatest gift of God to humankind. We should strive to, and we should live to love other people. Live to love other people. As jy leer om God lief te hê en die liefde van God verstaan vir jou lewe, sal dit makliker wees om ander mense lief te hê. Wat het dit gekos om vir jou te red? Hoekom kan ons nie ander mense red nie? Weet jy wat die kragtigste wapen om gospel, 'n message oor te bring na die volk toe, is deur liefde toe te pas. Ek kom nie vandag met jou praat met mooi woorde nie, gevleelde woorde nie. Ek kom nie met 'n gemoed om jou te beïndruk nie, maar ek wil die liefde van die Here uitwys aan jou. Whitney Houston het gesing in die lied The Greatest Love. Sy sê, sy haal in daardie liedjie aan, find your strength in love. Find your strength in love. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Jy sal krag ontvang om die liefde wat jy ontvang het van Christus te kan deel met jou medemens. Jy sê dalk, jy sit daar dalk vir my sê, Wian, ek het God lief, maar ek voel in my hart dat ek nie altyd God se liefde aan my medemens bewys, my kollegas by die werk nie. Jy weet,
Ek het eendag gesê by begrafnisroudiens wat ek gedoen het in die strand. Ek sê eendag dat hoe verwag jy jou verhouding met mense moet reg wees as jy nie 'n verhouding met God het nie. As jy nie weet hoe lief God jou het nie. Jy moet vandag verstaan hoe lief God jou het, dat hy Jesus gestuur het om in jou plek te sterf, sodat jy die ewige lewe kan beerwe. Jy moet dit verstaan. En wanneer ek en jy dit begryp, dan kom ons tot ons sinne en ons kom tot onsself, ons kom tot verhaal, dat werklik waar, die gedrag wat Jesus getoon het, kan ek aan werk vandag met my medemens. As ons mekaar lief het, vervul ons die wet. In Deuteronomium was dit ook dis deel van die Shema van die Jode, se Shema. Hulle sê dit tot vandag toe 2 keer 'n dag op. Dit was deel van die Shema, die commandments. As jy kyk hier, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words I command you today that shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in his house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Jy sien, hier kom die Here en hy vervul hierdie wet. En hy sê, as ons neighbors ook kan liefhet, ons medemens ook liefhet. Dit is die grootste gebod. Hy kom gee nog 'n betekenis aan hierdie commandment, to love God with all your heart and with all your strength. Dit is deel van die Shema wat opgesê word. Om nie net God lief te hê nie, maar ook om ons medemens lief te hê, soos God ons ook lief het. Dit is die liefde waarin ons as mens gekenmerk sal word. Kom ek en jy maak daardie doelbewuste keuse vandag om saam met Dr. Alan Roberts, die kliniese sielkundige, wat hierdie woordjie so eenvoudig bedien het, uit te leef na ons medemens toe. A new commandment I give unto you, that you will love one another as I have loved you. Ek wil vir jou bid, die woordjie is baie eenvoudig. Dit is so eenvoudig om te begryp. Wil jy nie vandag probeer om daardie liefde, die reddende liefde wat die Here aan jou bewys het, die reddende liefde wat nog steeds mense red. Baie kere wil ons mense so slaan met die Bybel oor die kop, maar ons liefde en die woord van die God het nog nie ingesink in ons harte nie. Baie kere dan reflekteer ons lewens nie die liefde van God na buite nie. Dit is hoekom ek sê dat dit is maklik om God lief te hê. Maar as ons God lief het, moet ons ook ons medemens met daardie selfde liefde kan hanteer. En jy sal hierdie wêreld 'n betere plek maak as jy kyk na God se liefde vir die mens. Hy het ons so lief dat hy ons selfs na hierdie aardse dood, dat hy ons 'n ewige lewe skenk. Dat die wat wie in hom mag glo, nooit verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Onthou hierdie woorde, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out
in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Dit is moontlik om dieselfde liefde te hê vir iemand by die werk wat jou omkrap. Bewys liefde by iemand in jou gemeenskap, dalk 'n neighbor, dalk iemand wat jou jare terug te nagekom het. Het jy hom al vergewe al? Dit is die vraag. As jy wil vrykom vandag, dan moet jy let go. Kom ons bid saam. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you. Vader in die hemel, dankie Here. Dit is so 'n eenvoudige boodskap. Maar selfs in die eenvoudigheid van u woord, Vader, keer dit nooit ledig terug nie. Die wat het aangehoor het vandag, mag hulle tot beseffing kom, dat u God is liefde. U het die mens so lief, dat u hom lewe skenk na die dood. Here, u het kom demonstreer die liefde vir u disippels. U was geduldig met hulle. U het vir hulle gebid. U het hulle belange elke dag, elke minuut op u hart gedra. Selfs wanneer hulle gesondig het, selfs wanneer hulle versuim het om die pligte uit te voer, het u herhaaldelik u hand uitgesteek na hulle toe. U Here, steek u hand vandag uit na 'n mens toe wat verlore is, na 'n mamma wat verlore is, 'n papa wat verlore is, 'n kind. U steek u hand uit en u sê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Vader, vandag Here, kyk ons na ons verhoudings hier buitekant, en ons verwag ons verhoudings moet mooi wees, maar ons verstaan nie u liefde nie, en ons het nie altyd 'n verhouding met u nie. Here, hoe kan ons dan verwag dat ons goeie en mooi verhoudings met ons medemens sal hê, as ons nie u liefde verstaan en die omvang daarvan nie? God, deur u liefde aan ons sal almal weet dat ons u kinders is. Laat ons nou hierdie liefde vat, Here, en hierdie wêreld 'n betere plek maak. Ek bid en ek vra seëninge oor elke kyker by die huis, elke mens, Here, dat transformasie sal plaasvind in elke area van almal van ons lewens, Here. Ons lewe nie net vir onsself nie, maar ons lewe vir u en ons medemens, om dit 'n betere plek te maak. Ek bid en ek vra dit in Jesus magtige naam. Amen. Kruiskyk kykers, familie en vriende by die huis, dit is aangenaam. Dit is wonderlik om weer 'n program met jou te kon doen alleen. Ek is dankbaar vir die Here vir jou lewe, en ek weet dat jy gaan gelig word deur die liefde van God. Kenny Rogers en Dolly Parton het gesing 'n lied, Love Lifted Me. Whitney Houston sing daardie lied, The Greatest Love of All. Sy sê in daardie lied wat sy gesing het, find your strength in love. Find your strength in love. Tot die volgende keer, kykers, familie, vriende by die huis. Kyk na jou program The Heart of God, weer volgende keer, met my Wian Hearn. Tot ziens. He will rejoice over you. He will rejoice over you. If you could only hear his voice, you would hear the Lord rejoice, rejoicing over you with singing.